gelyktydige oplos van vergelykings met gebruik van matrikse. So, wat ons gaan doen is, ek gaan hierdie vergelykings in matriksvorm skryf. So ek skryf dit so, en jy weet, wanneer ek matrikse met mekaar vermenigvuldig, dan is dit mos ry maal kolom. So ek het 2 maal x plus 3 maal y is 1, en dit is presies wat daar staan. 7 maal x, 2 maal y is min 2, en dit is wat daar staan. Ek sou dit uit die staanspoor uit net met baie meer spasie geskryf het, ek sou dit so geskryf het. En die rede daarvoor is, ek gaan beide kante vermenigvuldig met die inverse. En jy weet, wanneer ek matrikse met mekaar vermenigvuldig, is volgorde baie belangrik. A maal B is nie gelyk aan B maal A nie. So jy moet beide aan die linkerkant vermenigvuldig. Right, hoe kry jy die inverse van daardie matriks? Vinnig, 2, 3, 7, 2. So wat doen ek? Die determinant is gaan wees 4 minus 21, wat gelyk is aan min 17. Right, so ek begin met 1 op min 1 op 17, dan wat doen ek? Die hoofdiagonaal verander posisies, wat in hierdie geval presies dieselfde is, en die ander twee se tekens verander. Okay, so my inverse vermenigvuldig met my matriks, en wat ek met vergelyking, jy weet wat ek aan die linkerkant doen, moet ek aan die regterkant doen. So ek het dieselfde matriks aan beide kante. Right, nou is dit net matriks vermenigvuldiging. Hierso weet jy, 'n inverse of 'n matriks vermenigvuldig met sy inverse gaan noodwendig vir my 'n identiteitsmatriks gee. Okay, jy kan dit toets, dan gaan nie noodwendig tyd wees nie. Hierso, wat doen ek? Ek vermenigvuldig aan die linkerkant. Right, so wat het ek hier? Ek sou die determinant los vir laaste. So as ek vinnig daar vermenigvuldig, dan het ek dan het ek 2 plus 66, so wat het ek daar? 68, hierso het ek min 7 minus 44, so ek het min 7 min 44 is min 51. Right. Jy sal sien, hierdie sal nie snaakse getalle wees nie, dit sal behoort 'n veelvoud te wees van die determinant, of miskien of jy sal met 'n gemaklike breek, hulle sal nie vir jou lelike getalle gee met hierdie tipe vrae nie. So, en dit is ook vir jou 'n lekker bewys as jy kan sien dat daar is beide is 'n veelvoud van 17. So wat het ek aan die regterkant? Ek deel beide hierdie met 17, so daar het ek minus 4 en daar het ek 3. Identiteitsmatriks maal met 1 maal met x, 0 maal met y is x, 0 maal met x, 1 maal met y is y. So in die linkerkant het ek x en y oor. So wat is my antwoorde? X is gelyk aan min 4 en y is gelyk aan 3. Dit is wanneer ek beide kante met die inverse vermenigvuldig. Volgende opsie wat jy kan gebruik is wat ons noem ry-reduksie of Gauss-Jordan. Nou met 'n ry-reduksie, baie belangrik, jy moet jou rye nommer, sodat wat ook al jy doen met jou eerste ry, jy kan skryf en vir die merker kan wys presies wat jy gedoen het. So wat doen ons? Ons die kwosiënte val weg, so dis net my konstantes wat oorbly in die matriks. So, nou gaan ek baie belangrik, wat ek moet doen is, ek soek 'n identiteitsmatriks, want jy weet, 'n identiteitsmatriks maal met 'n x en 'n y, los vir my 'n x en 'n y. So as ek hierdie twee waardes wat hier is, gaan uiteindelik my waardes van x en y wees. So ek soek in die linkerkant 'n identiteitsmatriks. So baie belangrik. Ek wil dit in die vorm van, ek soek 'n 0 daar en 'n 0 daar. Irrelevant van wat nou daar is, my nulle is die heel belangrikste, en na dit, dan kan ek, as ek 'n 5 of 'n 9 of 'n 12 daar kry, kan ek dit mos altyd deel. So, wat gaan ons doen om 'n 0 daar te kry? Kom ons kyk gou. Ek gaan moet sê 2 keer ry 1 minus 3 keer ry 2. So 2 ry 1 minus 3 keer ry 2. So wat het ek hier so? Ek het gaan hê 4 minus 21, so dis min 17.
Hier het ek 6 minus 6, wat 0 is. Hier het ek 2 minus 66, so 2 plus 66, wat 68 is. Right. Wat gaan ek doen om my 0 hierso te kry? Baie belangrik, 7 keer ry 1, minus, 7 keer ry 1, minus 2 keer ry 2. Right, so wat het ek hier? 14 minus 14, wat my 0 verseker. Hier het ek 21 minus 4, wat my 17 gee. 7 minus 44, wat vir my 51 gee, as ek het nou reg het. Right, nou, dis nog steeds die identiteitsmatrix nie, so wat doen ek? Ek benoem dit nou, die volgende ry 1, ry 2, so ek het 'n ry 3 en 'n ry 4. Right, wat gaan ek nou doen met ry 3? Ek gaan hom deel deur min 17, want ek soek 'n identiteitsmatrix. So, 68 gedeel deur min 17, 0 gedeel deur, dis 0, dan het ek 'n min 4. Wat gaan ek hierso doen? Ek gaan met ry 4 deel deur positief 17, so het ek 0, hier het ek 'n 1, 51 gedeel deur 17 is 3. So het ek selfs antwoord as vroeër, x is gelyk aan min 4 en y is gelyk aan 3. Soos wat ek kan aflees daar. Nou, die ding is met, hierdie word, het is genoem met ry-reduksie, of ons praat van die Gauss-Jordan metode. Nou, die probleem hiermee is, wanneer jy groter vergelykings het, 3 by 3, 4 by 4, as jy een fout maak, dan is die ripple effect nogals lelik. So, wat hulle so gesê het is, okay, wat ons ook kan doen, is ons kan dit verkort en besluit, ons gaan nie eers al hierdie detail doen, kom ons maak net een driehoek nulle. Nou, met 'n 2 by 2 is dit eintlik maar dan net een stap, maar dit is eintlik meer gebaseer op die meer vergelykings, maar as ek kon hier gestop het en gesê, okay, kom ons bly met die min 17, 068, wat dan ons my ry 3 was, en met daai stappe dan nou, en ons bly by ry 2 soos wat hy was, 7,2 min 22. En hierdie metode noem ons net die Gauss metode, waar ek net 'n driehoekie het, wat uit nulle bestaan. Ek gaan vir die identiteitsmatrix nie, ek soek net 'n driehoekie van nulle, want nou kan ek sê, min 17x is gelyk aan 68, so x is noodwendig gelyk aan min 4. Nou, vervang x dan daarin, so min 7, hier is ons 7x plus 2y is gelyk aan min 22, so 7 maal met min 4 plus 2y is gelyk aan 22, 2y is gelyk aan 22 plus 28 dan nou, so dit is, min 22 plus 28 is 6, so y is 3. Selfde antwoorde, minder kanse vir foute maak. So die oomblik as jy 3 onbekendes, 3 vergelykings 3 onbekendes het, sou ek sê, kry 'n boonste of 'n onderste driehoekie 0 en vervang dit in en doen, want dan is dit inherent eliminasie wat jy gedoen het.